Goeiemôre. Dit is Anna Joubert en dit is donderdagoggend die 24ste Julie 2025. Ek doen hierdie video as 'n opvolg op 'n vorige ene wat alreeds op YouTube is, waarin ek 'n spesifieke die inhoud genoem het van 'n vers, maar nie die korrekte Bybelboek gehad het by my om dit te kon verifieer nie. Op daai oomblik het ek gepraat uit die face uit, met ander woorde wat in my hart is. Ek het die versie reg onthou, net nie waar dit staan nie. Ek gaan nou die versie weer doen en ook die inhoud van die versie, nie net een versie nie, maar 3, want al 3 vorm 'n eenheid. Dit staan in Jakobus 1 vanaf vers 19 tot 21. Dit sê die volgende: Sodan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Vers 20. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Vers 21. Daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Nou voorheen het ek nie eers gelet op die woord ingeplante woord nie. Dit beteken dat almal word gebore met die woord wat in hulle ingeplant is. Dit hang net af van hoe jy grootgemaak word, wat 'n soort lewe jy lei, nadat jy uit die huis uit weg is, en terwyl jy in die huis is, wat van jou die mens maak wat jy is, die pad wat jy volg. Want as jy die woord moet volg, as jy deur ouers grootgemaak word, of grootgemaak is, wat goddelik is, wat die woord as belangrik beskou, dan gaan jy doen wat die woord vir jou sê om te doen. En hierdie versie sê reguit, mens moet stadig wees om te praat, vinnig wees om te luister, en stadig wees om kwaad te raak. Toornig word is kwaad raak, want wanneer jy kwaad raak, dan sondig jy, want dan is jy nie meer, dan tel jy nie meer onder die geregtigheid van God nie. Met ander woorde, jy het onder sy sambreel van beskerming uitbeweeg. Met die dat jy sonde gepleeg het, jy het kwaad geword. Yeshua, Jesus homself het kwaad geword, maar nie op so 'n manier dat die Heilige Gees van hom af weggegaan het nie. Toe hy in die tempel was en hy sien al hierdie verkoopsmanne wat nie veronderstel was om daar te wees nie, wat besig was om diere te verkoop aan mense sodat hulle kan gaan offer. Dis hoekom hy ingegaan en gesê, my father's house will be a house of prayer, not a place of business. Met ander woorde, mens kan nie in 'n gemeente besigheid doen nie. 'n Gemeente moet 'n plek wees waar broers en susters bymekaar kom, om saam na die woord te luister, nommer 1, vir mekaar te bid indien hulle daar gevra word, nommer 2, en mekaar op te lig. Nie om goed te verkoop nie. As mense goeder wil verkoop, moet dit buitekant die perseel wees, of buitekant die gebou, maar nie op die perseel self nie, want dan maak jy dit 'n huis van boewe, want dit is wat dit is.
'n huis van boewe, want jy steel die geld van die mense, want dit is teen wat die Vader wil hê.